So ons hier by die Bowtech stalletjie en Bowtech het sopas hulle nuwe boog gelons. Baie oulike boog. Hulle het 'n paar nuwe geheime wat in die pipeline is wat binnekort gaan uitkom wat ons nie nou kan deel nie, maar ja. Dis 'n bietjie stil van Bowtech af gewees en so amper mense 'n bietjie bekommerd gehad oor wat gaan hulle uitbring, maar ek kan julle verseker dat dit met rede was. Die dinge wat hulle in die pipeline het, wat in die volgende jaar en die volgende paar jaar in gaan skop, gaan uit en uit moet werd wees vir die WAF. Met COVID het hierdie skoue seer gekry, baie van die mense, Bowtech stalletjie was altyd 4, 5, 6 keer groter as wat hy nou is. Hierdie hele saal is die skou se saalspasie is omtrent die helfte van wat altyd was. Mense het in COVID agtergekom dat online al hierdie geld, ek dink van hierdie ouens praat van dit kos omtrent $250,000 om so 'n skou by te woon. En dit het van so 'n aard geword dat hulle nie eens meer moeite hoef te doen om dit te doen nie. Paar nuwe bo doen dit en dan het ons natuurlik die nuwe Alliance wat nou beskikbaar gaan wees op die webwerf. So die Alliance is weer die tegnologie wat jy die cam kan oorloop, die deadlock. Hy kom met die deadlock light, treklengte is maklik verstelbaar, pragtige nuwe riser. Daai klein skopassobedertjie van hulle voorraai dampener. En daar is so oulike goedjies, daai 3 gaatjies. Kyk mooi waar daai 3 gaatjies daar by die limbolt. Julle kan aanneem wat dit beteken. Daai 3 oop skroefgaatjies daarso. Treklengte is soos altyd lekker verstelbaar. Hierdie greepverstelbaarheid is 'n wenner. Die peak mount agter, die IMS en dan net die totale hoe die boog lyk is vir my net iets besonders. Ek is maar baie lief vir my Bowtechs. Ons is die innovasie wat Bowtech na die dag toe bring, maar as verstelbare grepe is ietsie besonders. Jy kry 'n Bowtech ou en jy kry 'n Matthews ou. Ek is baie lief vir my Virtue, die Virtue in 80, die nuwe bo, die Alliance gaan 75 pond en hierso is 'n foto van die twee te mekaar, so jy kry 'n Alliance 30.5 en 33. Ja, dit is baie baie guys, absoluut die 33 zijn as tot as en die 30.5 zijn as tot heel. En not really. Ek is super opgewonde vir hulle. By 30 baie ouens glo in die groter en langer as tot as en op hy 33 op die hoek van die snaar, maar die 30 vir my, ek is mal oor 'n kompakte lekker walking stock. Sekere heights is die dak nie hoog genoeg nie, dan is dit 'n probleem. En dan dink ek wat ons al 'n hele rukkie daar by ons in die winkel het wat jy moet toets skiet. Ek het voorheen gehad om saam met Appel te gaan jag. En toe het ons met die resent het ek 'n wildebees geskiet. Fenominale boog. Vir die prys peak mount agter, peak mount voor, IMS agter. Verstelbare treklengte, deadlock light. Al wat hy nie het vir die topbo het nie is die verstelbare grepe. En hierdie boog se spoed, hulle sê is 'n 340 IBO, hy spoed 340. Die Virtue wat 'n 341 is, ons het al van die Ascent getoets, dan skiet hy dieselfde en selfs vinniger. Hy het ook nie die flexkaart nie, maar volgens Page en die slim mense is die flexkaart met die nuwe verstelbaarheid op die cam nie meer so nodig nie. So selfs die nuwe rekenings kom sonder daai flexkaart uit. So dit wat Bowtech uitgebring het, dankie Bowtech om weer eens vir ons masjiene uit te bring. So die nuwe Alliance en die nuwe Raider en dan so 'n handjievol goedjies wat hulle aanvanklik nie gewys het wat hulle nou weggesteek het wat ons nie mag afgeneem het nie. En maar ja, oulike dinge opgewonde. Hulle het baie voorraad, hulle is begin ship. So ons behoort in die volgende paar weke hierdie nuwe boot te hê, reg en in tyd vir handeks, maar ook in tyd vir die jagseisoen. Is nou nog 'n bietjie warm om te jag, maar kom in kry julle 'n nuwe bo, en kry reg vir die 2026 jagseisoen. Dankie julle.